Goeiedag. Hartlik welkom aan elke lidmaat van Montana gemeente, maar ook ander belangstellendes wat ingeskakel is op hierdie week se wandel in die woord. Ek is Fanie Cronje, ek is medeleraar by Linwood gemeente hier in Pretoria en dit is my voorreg om eerskomende Sondag die 26ste Oktober die hervormingsfees van vanjaar in Montana gemeente te lei. En dit beteken dat ek ook vir die volgende dae u voorgaan in die wandel in die woord elke dag. Mag dit vir elkeen wat inluister 'n geseënde geleentheid, 'n geseënde week wees en mag iets van die evangelie ook deurbreek en bevestig word in elkeen van ons harte. Ons begin dan vanoggend met die eerste tema met die oog op Hervormingssondag. En ek wil die tema noem 'n weerligstraal, 'n donderslag en 'n roeping. Op 'n snikhete dag in Julie 1505, naby die dorpie Stottenheim, stap 'n jong man alleen op 'n grondpad. Sy naam is Martin Luther. Hy is op pad na Erfurt, 'n belangrike universiteitsdorp, nadat hy pas sy meestersgraad in die regte voltooi het. Die wêreld met al sy moontlikhede het voor Martin Luther oopgelê, maar skielik verander alles. 'n Weerligstraal slaan skielik vlak neffens hom, gevolg deur 'n oorverdowende donderslag. Luther skrik so groot dat hy in paniek uitroep: "Help my, heilige Anna, ek sal 'n monnik word." Waarom so drastiese belofte? Die antwoord lê natuurlik in die middeleeuse wêreldbeeld. Luther was bang vir God. In daardie tyd is God dikwels voorgestel as 'n streng, strafgerigte regter. Iets van hierdie beeld van die Here as 'n streng, strafgerigte regter sien ons in talle middeleeuse kunswerke, soos byvoorbeeld in die laat-middeleeuse kunswerk van ene Hans Memling. In hierdie hoogs gedetailleerde werk beeld Memling Christus uit as regter wat sit om te oordeel. 'n Lelie groei uit sy regterkant. Dit verteenwoordig genade vir die geseëndes, hulle wat na die hemel toe gelei word. 'n Vurige swaard steek aan sy linkerkant uit. Dit dui veroordeling vir die verdoemdes aan. Hulle word na die hel geslip. Hierdie God het mense met vrees vervolg. Luther het geglo dat die donderslag 'n teken van God se toorn was. In sy benoudheid roep hy nie moeder Maria aan nie, maar die heilige Anna, volgens destydse oorlewering die ouma van Jesus. En waarom 'n monnik? Want in daardie wêreld was die kloosterweg 'n manier om God se guns te wen deur afsondering en goeie werke. In Job 9 vers 2 tot 4 lees ons onder andere die volgende: Waarlik, ek weet dat dit so is, maar hoe kan 'n mens reg hê teenoor God? As hy 'n mens wil aankla, kan die mens hom nie een keer uit 1000 antwoord nie. Hy is wys van hart en sterk van krag. Wie het hom ooit getrotseer en ongedeerd gebly? Waarom juis hierdie teks vandag? Job se woorde echo Luther se paniek, nie net oor fisiese gevaar nie, maar oor die onmoontlikheid om voor God te staan en reg te wees. Dit is 'n diep eksistensiële angs. Die teks stel God voor as 'n onaantastbare aanklaer, wat nie maklik geantwoord of beïnvloed kan word nie. 'n Beeld wat die middeleeuse mens en Luther met vrees vervul het. Hierdie teks laat ruimte vir 'n bestaansmoment wat nie troos bring nie, maar eerlik die menslike benoudheid voor God verwoord. Dit dien as 'n teks wat ons iets van die angs wat 'n Luther van destyds kon ervaar het, in spanning hou en ons voorberei vir 'n latere openbaring. Kom ons bid saam. Here, met die aanbreek van 'n nuwe dag kom ek voor U staan, nie selfvoldaan nie, maar met bewende hart. Ek erken, Here, dat ek nie reg kan staan voor U nie. U is wys van hart en sterk van krag. Wie kan U trotseer en ongedeerd bly? Maar tog,
In my benoudheid roep ek nie net uit in heilige ontsag nie, Here, maar in hoop. Mag u genade soos 'n lelie aan ons regterhand groei. Mag u vuur my nie verteer nie, maar reinig. Laat hierdie dag vir my 'n kloosterpas wees. Nie van afsondering nie, o Here, maar van toewyding. Nie om u guns te wen nie, maar om u roepstem te eer. Amen.